heeltemal my bearings. So, ek sal weer aansit. Ek sal weer aansit na die tyd. So, kom ons begin. Dat ons, miskien sal ons 2 leringe doen. Kom ons kyk. Ek het nou weer nie my bril saamgebring. Hy lê in die kamer. Goed, ons gaan maar so die blinde oog lees. Reg. Nou ja, goeiemôre almal. Nou ja, ek is ou Deborah en dit is belangrik dat ek met julle 'n bietjie gesels oor die Pasga. Ek probeer elke jaar dit met my WhatsApp groepe doen, elke jaar van 2017 af wat ek begin het om lering te doen. Vader het my geroep in 2016. Toe sê hy, ek gee jou die volk. Hy sê, vat hulle deur die woestyn. En toe het ek begin met audio's en WhatsApp groepe en so aan. En nou het ek so 11 van hulle, wat 'n voltydse werk is. En ek het so 5 of 6 Telegram groepe, waar ek stoor, 'n YouTube kanaal en 2 TikTok kanale. Dit is 'n bietjie baie. Goed, maar ek gaan hierdie video bære op YouTube, sodat hy beskikbaar is vir julle om na te kyk. Goed, nou, Jesus vier 'n Pasga, en hy voeg brood en wyn by. Dit is wat hy doen. En wat ons in die kerke doen, ons het die Pasga weggegooi, en ons vier net brood en wyn. En ons maak hom 'n ritueel wat daar by die kerk is. So Sondagoggend of so, ek dink dit was altyd Sondag, ek weet nie of het, kyk, dit het altyd 'n goeie Vrydag, so die kerke het 'n goeie Vrydag en 'n Saterdag en 'n Sondag. En dit stem ooreen, daai datum stem gewoonlik ooreen met die paus. So die Vatikaanse datums is maar datums wat al die protestante kerke dan nou ook gebruik. Want die protestante kerke is nog vas aan die bors van die katholieke kerk. Hulle drink nog haar melk. En daai melk is vol gif. So met die gevolg is, die protestante kerke is heeltemal verdwaal. Die protestante moet protesteer teen die katholieke leer. Dis waar die woord protestant vandaan kom. Hy moet protesteer. Daar is geen protestante kerk wat deesdae protesteer nie, al vir jare nie. Inteendeel, hulle is meelopers en saamlopers van die katholieke kerk en die katholieke leer. Reg. So, dit wat ek jou vandag leer, gaan jy gewoonlik by geen kerk kry nie. Hulle gaan vir jou verduidelik, die Pasga het verval. Nou, dit staan nêrens in jou Nuwe Testament nie. Jesus het nooit die wet weggevat nie. So, niemand in die Nuwe Testament kan vir jou verduidelik, die wet is nie meer van krag nie. Hy loop en lieg vir jou openlik. So oppas vir ouens wat vir jou verduidelik, die wet is nie meer van krag nie. Hulle sal sê, maar Jesus het die wet vervul. As jy nou vra, watter deel het hy vervul? Nee, hy het die hele wet vervul. Dis mense wat die grootste klomp twak met jou praat. En die rede daarvoor het maar baie te doen met die feit dat die volk nie verstaan, hulle lees nie hulle Bybels nie. So, ons is lui om ons skrif te lees. Dit is ons groot probleem. So, kom ons kyk, of ek nie net met julle kan praat, dat ons net 'n basis kan kry. Kom ons kry net 'n fondasie. Lukas 22 vers 37, want ek sê vir julle dat dit wat geskrywe is, nog aan my vervul moet word. En hy is saam met die misdadigers gereken. Dit is so. Hy is saam met die misdadigers opgehang, asof hy 'n misdadiger was. Hy sê, want ook aan die dinge wat betrekking op my het, kom 'n einde. So, daar is goed wat betrekking het op hom. Daar's profesie, soos hy is saam met die misdadigers gereken. Dis 'n profesie. Het dit 'n vervulling gegaan? Ja. Nou ja, Lukas 24, vers 27. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daar's 'n klomp goed wat nie op Jesus betrekking het nie. Dit het betrekking op die Israel koninkryk, op die verwoesting van die aarde, oor die koms van die beast system.
Daai goed het nie in vervulling gegaan nie, ons wag, dit moet nou in vervulling gaan. So, Jesus wat nooit die wet weg nie, inteendeel, kom ons kyk wat sê hy oor die wet. Matteus 5 vers 18, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat dit alles gebeur het nie. So dit kan nie verby. Het die hemel en die aarde al verbygegaan? Nee, so julle is nog steeds met die wet besig. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen, dis nou die wet, en die mense so leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. So jy moet nou gaan stink by jouself. Wil jy klein genoem word in die koninkryk van die hemele? Of wil jy een van die grootes wees in die koninkryk van die hemel? Want daar sal ook klasse en vlakke wees. So maak onder geen omstandighede die fout om te dink, hierdie nuwe wêreldorde stelsel van gelykheid, vryheid en broederskap, wat 'n sataniese stelsel is, gaan nou in die hemel ook wees nie. In die hemel is daar nie gelykheid nie, daar is nie vryheid nie, daar is ook nie broederskap nie. En in die nuwe Israel koninkryk sal daar nie gelykheid, vryheid of broederskap wees nie. So, hierdie ding dat ons is almal gelyk, is 'n leuen, ons is nie. Ons is almal vry om te maak soos ons wil, ons het vryheid in Christus gekry, is 'n leuen. En die laaste een, ons is almal broeders, is ook 'n leuen. So, is 'n absolute leuen. Almal is nie jou naaste nie, almal om jou is nie jou naaste nie. Reg, jou naaste is soos daai wat lyk soos jy. Dis jou naaste. Reg. Goed. Nou as ons vasgestel het die wet is nog steeds van verkrag en ons begin verstaan dat die feeste steeds van krag is, dan is interessant, die volk vier die nagmaal en die ouens het Sondag in die kerk, so hulle probeer 'n tipe van 'n Sabbat hou en hulle vier die nagmaal. So, ten minste glo hulle een fees is nog van krag. Reg. Nou ja, dis problematies. Either is geen fees van krag nie, dit wil sê alles het verval met Jesus, of almal is geldig. It's either the one or the other. Jy moet maar gaan kies. Ek is nie hier om vir jou 'n keuse te maak nie. Ons moet almal begin verantwoordelikheid vat vir ons dade. Ons kan nie maak soos die ANC nie. Ons raak kwaad vir die ANC, wanneer hy nie verantwoordelikheid vat vir sy swak bestuur, sy geldmors en sy korrupsie nie. Nou ja, God is kwaad vir ons, want ons wil nie verantwoordelikheid aanvaar vir ons dade nie. So, maak nie 'n fout nie. Want ons het elke keer 'n storie. Reg. As jy vir mense praat oor hierdie ding, dan sê hulle nee, die wet is aan die kruis vasgespijker. Nou ja, ons moet maar almal ons keuses maak. Ek moet net nog 'n vers hier vir julle gee. Ekskuus tog ouens, ek raak dors, dat ek net ietsie drink. Daar sê Johannes 13 vers 15, want ek het julle 'n voorbeeld gegee, net soos ek aan julle gedoen het om so te doen. Dan sê hy hierso, kom ons kyk hier onder. Ons kyk hierso, ek dink is Johannes wat dit sê. Ons kyk wat hy sê hierso. Want hiertoe is julle geroep, 1 Petrus 2 vers 21, om Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Reg. So Jesus is ons voorbeeld. Ons moet maak soos hy gemaak het. En dan, ja, moet maar mooi gaan kyk wat daarop staan. Die mense is baie die mekaar. Hulle dink Jesus het gekom om vrede te bring. Dit is nie waar nie. Jesus het glad nie gekom om 'n vrede te bring nie. Die enigste vrede wat daar is met Jesus se koms was tussen God en die volk Israel. Tussen God en die Adamiet. Dit is waar die vrede gekom het. Dat daar die breuk herstel kan word tussen God en die Adamiet. Jesus sê ek het nie gekom om vrede te bring nie, ek bring die swaard. Reg. Goed. So kom ons praat oor Jesus se kruisiging. Ons praat oor die Pasga, die hele manier hoe om Pasga te vier, want dit is baie belangrik.
En is bietjie moeilik partymal met die datums. Die ouens verstaan nie hoe maak ons die datums nie. Ons werk met die maane. Daar is groepe wat werk met die sonkalender. Ek kan my nie versin met die sonkalender nie. Die Vader het vir my gesê werk met die maan. Die skrif sê pertinent. Jou maan is vir appointed times. Hy sê dit pertinent. So, hoe stel ons dan nou ons feeste saam met die maan? Hoe stel ons dit nou vas? Wel, ons werk op God se sonjaar. Nou, God se sonjaar verander op 21 Maart. Dit is nou binnekort. Kyk, is vandag al die 16de. Nou, op 21 Maart is daar 'n verandering wat plaasvind. In terme van die jaar. Die jaar word bepaal deur die son. Reg? Die jaar, dis die enigste ding wat die jaar bepaal, is die son. Die sterre ook, maar ons verstaan nie mooi van die sterre nie. Maar die son verstaan ons baie mooi. Die son bepaal nie die dag nie. Die son bepaal nie die 24 uur nie. Die maan bepaal niks te doen met die 24 uur nie. Hulle gee lig vir die dag en lig vir die nag. Het niks te doen met die dag nie. Niks. Die son is die uurwagter van die jaar. So, iemand, hierdie ouens wat so deur mekaar is met die flat earth, moet maar vir Deborah kom verduidelik, wat bedoel dit as die Bybel, as Henog sê, en as die skrif sê, hierdie tekens is vir ons tekens wat vir ons jare en appointed times aandui. Ja, goed. So nou ja, die son verander, reg. Wie van julle het ooit die fliek gesien Castaway van Tom Hanks? Dit is 'n ware verhaal van een of ander koeriermaatskappy wat die vliegtuig het geval en hulle almal is dood, maar hy oorleef toe wragtig die wrak en hy spoel uit op 'n eiland. En daar was hy ding oor die 3 jaar. Dis 'n ware verhaal en hulle het hom na 3 jaar het hy vir hom 'n vlot gemaak en hy kon van die eiland afkom en hy het toe op die see was hy 'n hele paar dae en toe het 'n tanker op hom afgekom en hom gered, anders was hy ook dood. Reg. So hy het op 'n manier op die skeepsroetes geland. Want die eiland was buite die skeepsroetes. Verlate eiland, land op die eiland so groot soos 'n speldekussing. En daar sit hy. Hy moes oorleef. En nou as jy daar is, gaan jy nou jou horlosie verloor en jou skoene verloor en so hoe oorleef jy? Hoe stel jy tyd vas? Wel, hy het 'n oorhangende rots gekry waarin hy dan nou geslaap het. Dit was sy plek. En teen die muur van hierdie oorhangende rots, soos wat die son ingeskyn het op 'n sekere tyd op die oggend, het hy merke gemaak. En wanneer 'n mens gaan kyk na daai movie, gaan kyk dit maar weer, dan sal jy sien, dit maak 'n vorm van 'n 8. Ons noem dit die infinity teken, die 8 is gemaak deur die son, soos wat hy die son gemerk het, maak dit 'n 8 daar op die rotsmuur, né? Reg, en as jy nou kyk na daai 8, is die een bolletjie kleiner as die ander bolletjie, want dit het te doen met die noordelike halfrond en die suidelike halfrond. Dis maar waaroor dit gaan. Reg. En die son maak dus hierdie merke. En dit is hoekom mensplekke so Stonehenge kry en so aan. Oral waar hierdie antieke volkere gebly het, het hulle vir hulle merkers opgerig, want as jy nie weet wanneer die jaar begin nie, gaan jy nie weet wanneer om te plant nie. En dan gaan jy sterf van die honger. So jou hele idee van hoe 'n jaar werk, elke 3 maande is daar sekere veranderinge wat plaasvind. Ja, elke 3 maande, so 4 maal 3 is 12 maande, né? Daar's veranderinge wat plaasvind. En as jy nie dit verstaan nie, dan gaan jy nie verstaan enigstens hoe die ouens in die ou dae gewerk nie, jy gaan nie verstaan hoe werk God se jaar nie, ons werk volgens 'n Gregoriaanse kalender wat deur die Katolieke Kerk uitgedink is, en dit is gekoppel aan hulle gode. Dit is nie gekoppel aan die sonjaar nie. Verstaan? Ekskuus tog, die jong pla. Nou ja, kom ons kom terug. So, ons werk op die sonjaar. 21 Maart verander die son.
planetarium, enige planetarium sal vir jou daai inligting kan gee. Jy kan dit ook gaan kyk op die internet, dis elke jaar dieselfde jaar. Elke jaar dieselfde dag, 21 Maart. Om en by 21 Maart. Kry ons dag en nag ewening en die volgende een wat ons dan nou kry is dan die kortste dag en die langste nag hier onder by ons en dan kry ons weer dag en nag ewening en dan kry ons die langste dag en die kortste dag. Ek weet nie of hulle die kinders nog hierdie goed op skool leer nie, maar hoe dit ook al sy. So dit het te doen met die veranderinge van die seisoene. So ons is in die suidelike halfrond, so ons jaar begin eintlik aan die einde van die seisoen, menende ons is op pad winter toe. In die noordelike halfrond is 21 Maart baie belangrik, want dit is die begin van hulle somerseisoen, so dan kan hulle plant, sodat hulle kan vir hulle self voorsien vir kos. Reg. So, nou wat het ons werk? Ons werk met die sonjaar, so ons kyk na die sonjaar, en dan kyk ons na die eerste nuwe maan na die sonjaar. Daar 21 Maart, wanneer is die volgende nuwe maan? Ek kan daai goed ook kry by die planetarium. Daar is die planetarium werk nie met 'n nuwe maan nie. Hulle noem dit new moon. Hulle new moon is eintlik 'n donker maan. So jy moet 'n effense aanpassing maak daar. Maar jy kan hulle volmaan tydperke kan jy sien. Hulle gee vir jou die dag en die datum sowel as die tyd wanneer dit volmaan is. En dit is vir ons baie belangrik. Goed. So want Pasga word gevier op die 14de dag van die eerste maand. So ja, jy moet dit verstaan. Nou gewoonlik werk ek dit elke jaar uit vir my groepe en dan vier ons feeste volgens daai maandkalender, reg? En nou gaan ek net gou met julle praat oor wat sê Eksodus 12. Hy sê hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees, dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Nou die woord daar is nie maand nie, dis maan. Maar omdat dit gebruik is om tyd aan te dui, het hulle maand gemaak. Nou, month. Dis nie wat daar staan nie. Daar staan hierdie maan moet vir julle die begin van julle maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Reg. So, dan sê hy, op die 10de moet jy nou 'n lammetjie kry, en dan bring jy hom in die huis in, en hy verduidelik baie mooi, hoe maak jy nou met die lamsvleis, en dan moet jy hom in bewaring tot die 14de dag van die maand, en dan moet die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand, en hulle moet van die bloed neem, en dit stryk aan die 2 deurposte aan die bootdrempel, in die huise waarin hulle dit eet, en hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitterkruie eet. Kan ek nie jy moet dit braai, jy moet dit braai, goed. Reg, en jy kan nou mooi gaan lees daar, en dan sê hy, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is, as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. En dit is 'n ewige insetting. Hy sê, en as julle in die land kom, wat die Here aan julle sal gee, soos hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. So, dit is 'n opdrag, dit is 'n ewige insetting. En as julle kinders julle vra, wat beteken die diens daar, dan moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here. Nou, daar moet eintlik staan pasgaoffer aan Jahwe, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref, maar ons huise gered het, toe het die volk in aanbidding neergebuig. Dan sê hy later, dit is 'n nag om plegtig te onderhou, tot eer van Jahwe, omdat hy hulle uit Egipte land uitgelei het. Dit is 'n nag van Jahwe om plegtig te onderhou, wat onderhou te word by al die kinders van Israel in hulle geslagte. Daar's jou fees. Nou, jy kan hom mooi gaan lees. Nou gaan jy vir my sê, maar Deborah, moet ons dan nog weer 'n lammetjie gaan slag? Weet julle wat kos skaapvleis deesdae? Nee, ons hoef nie. Ons het 'n Pasga lam. Jesus is ons lam. Reg. Ons vier die fees, want ons moet hierdie uittog uit Egipte weer onthou. En dan gaan ons hom kombineer met brood en wyn. Ons gaan nou praat daaroor. So hoe maak Deborah? Hoe werk dit? Want daar's 'n spesifieke manier. So Deborah gaan koop 'n stukkie vleis. Meeste van die tyd kan ons nie skaapvleis bekostig nie, maar as jy kan, koop 'n stukkie skaapvleis. Reg. Kan bokvleis ook koop. Of jy kan sommer beesvleis koop. Reg. Dit gaan oor die ritueel. Verstaan jy? God werk met rituele. Maak nie 'n fout nie. God het 'n godsdiens. Hy het 'n bepaalde diens wat jy aan moet voldoen.
Alles werk met woord en daad. Dis hoe dit werk. Want dit is hoe ons leer. Is dit nie hoe ons kinders ook leer nie? Ons praat die ding, dan sê ons nou, doen hom nou self, boetie. Maar maat nou vir jou gewys, doen nou self wat jy kan leer. Ek onthou baie keer, jare terug, ek het BAL geswat op die universiteit. Later het ek BA, menslike bewegingskunde geword. Maar een ding wat ons geleer het, baie belangrik, is dat wanneer ons met kinders werk, hy moet nou 'n vooroorrol maak, of hy moet nou hy moet 'n handstand maak. Reg, so die onderwyseres staan nou by. Nou kom hy sukkel om die boutjies oor te kry en die voetjies in die lug te kry. Nou, hy moet op sy hande staan. Nou as hulle jonk is, kan hulle dit doen. Ek en jy kan dit glad nie meer doen nie, maar hulle kan dit doen. So wat gebeur is, hulle sukkel en op 'n stadium kom hy hoog genoeg op, dan vang jy die voete. Dan trek jy hom nou op in die lug, né? En dan hou jy hom so met die voete daar. En dan druk jy die boude in, né? En dan sê jy vir hom goed, maagie styf maak, reg? Druk boontoe boetie, tone gepunt, kom sussie. En dan sê jy vir hom, dan hou jy hom so en dan sê jy, voel jy, hoe voel dit? Dan sê hy ja. Dan sê ek, goed, nou het jy gevoel. So, nou los ek hom, nou sê ek, nou gaan probeer jy self, daar teen die muur, hoor? En dan, hy weet hoe hy gevoel. Sy liggaam het hom geleer, hy het die gevoel gekry, nou gaan doen hy dit self. Reg, dit is hoekom ons kinders moet leer deur middel van hulle liggame. Reg, dit is hoe ons leer. En so leer 'n volk ook. 'n Volk leer daardeur deur dinge te doen. Hoekom vier julle geloftedag, volk? Okay, dit is 'n verbond wat God gemaak het. Ons het met 'n verbond met God gemaak. Jong, meer as 175 jaar gelede. En elke jaar dan trek die volk op, dan hou hulle geloftefees. Dan vat die kinders saam. Dan sê hulle, onthou julle hierdie dag? Wel, dit is dit wat in 16 Desember 1838 gebeur het. Reg. Hoekom? Want dit moet by die volk ingeskerp word. Ons het 'n verbond aangegaan. Dieselfde met hierdie. Hierdie was ook deel van daai hele verbondsaksie van Jahwe met Israel. En ons is Israel van vandag. Die Jode is nie Israel nie, vir ingeval jy gewonder het. Israel van die Ou Testament is 'n blanke volk. Reg. Hoe weet ons? Want God sê vir hulle, moenie met die Kanaaniete en die Kusiete en die Enakiete en die Filistyne verbaster nie. Moenie met hulle vermeng nie. Bly weg van hulle af. Moenie 'n verbond met hulle sluit nie, moet hulle geen genade betoon nie. Staan in jou Bybel. Reg. Jou kerk gaan jou dit nie leer nie. So wat doen ons? Reg, ons leer ons kinders deur middel van hierdie ritueel. En wanneer ons dan om die tafel sit, dan sê ons, kyk, baie jare terug het Jahwe ons uit Egipte land uitgelei. En baie jare daarna, in dieselfde tyd, is Jesus ons offerlam geword. En so leer ons die kinders. En dit word deel van ons lering, van ons volksgeskiedenis. En dan begin ons wegbeweeg van Valentine's Day en Mother's Day en Father's Day en Easter en Good Friday en Christmas en what have you. Want dit is die heidense feeste. Ons wil terugkom na God se feeste. So, wat doen Deborah? Ons gaan koop 'n stukkie vleis. Reg? Bring dit in die huis in. Die skrif sê ons moet ontslae en raak eintlik van al die suurdeeg in die huis. So, daar kan nie brood meer oorbly in die huis nie. Kyk, wat is suurdeeg in jou huis? Pak dit in 'n boks, sit dit in die garage. Reg. Gee dit vir jou buurvrou, jou suster wat ongelowig en ongered is en nie weet wat aangaan nie. Spaar die boksie, gaan sit die boksie daar by haar vir die volgende 7-8 dae. Want hy sê pertinent, kan nie suurdeeg hê nie. So ons het mag nie suurdeeg in die huis hê in daai tyd nie. Dit het alles te doen met die suurdeeg van die fariseërs, reg? Wie is die ware brood? Jesus Christus. Hy is die brood van die lewe, reg? Maar jy weet, as ons so gewoond is aan gebakte brood, né? Suurdeeg, ons is so gewoond daaraan. Ons moet dit bietjie uit die huis uit is, dat ons weer net kan onthou wie is regtig die brood van die lewe. So dis weer eens 'n ritueel wat in die fisiese geskied, sodat dit hier by ons koppe ingeprent kan word. Leer jou kinders dit. Ek het my kinders geleer van kleins af, hulle hou die pasga. Hulle maasie is meer by nie, maar hulle hou steeds pasga met hulle kinders. Reg. Nou ja, so, wat ons dan nou doen is, ek maak pap, ons maak 'n bietjie aardappelslaai,
of baked beans, of wat ook al. Ons braai die vleisie, baie keer buite as ons kan. As dit nie kan nie, sommer in die oondpan, kan hom nie in die water kook nie. Jy moet hom braai, reg? So, van die vleisie braai hom, reg? Ons maak sommer, hulle praat van bitterkruie, né? Wat gebruik ons? Ons maak sommer eie en tamatie met geurmiddels oor, reg? Braai eie en tamatie. En dit vat ons net so, dan jy kan dit nou oor jou pap eet. En dan maak ons ongesuurde brode. Maklikste manier om 'n ongesuurde brood te maak, is 1 koppie meel op 1 koppie gekookte patat, en met 'n bietjie sout, en jy roer hom deur, en jy rol hom deur, en jy rol hom plat, en jy druk hom uit met 'n koekiedrukker, of met 'n glas, dan het jy sulke klein plat koekies, en jy vat hulle en jy braai hulle vinnig daar in jou pan, chop, braai jy hulle in 'n warm pan, op en af, en dan as jy weer sien dat jy 'n hele klomp ongesuurde broodjies daar, en dit is dan nou wat ons dan nou saam met ons ete eet, en dan drink ons 'n glasie wyn. En ek gaan nou aangaan met wat in Jesus se tyd gebeur het, ons gaan bietjie kyk daarna. So wat ons nou hierso sien is, ek wil dit net vir julle lees, so ons het hier die Pasga, en die Pasga het alles te doen met hierdie eet van 'n vleisie en die ongesuurde brode. Nou, die dag na die Pasga, ek gaan dit nou vir julle verduidelik, dat julle net mooi verstaan, is 'n Sabbat. En dan, hy is die eerste dag van die ongesuurde broodfees. So na die Pasga is daar 7 dae ongesuurde broodfees. Vir 7 dae eet ons nie brood nie. Vir 7 dae het ons nie suurdeeg in die huis nie. Ons kyk maar mooi wat ons eet. So jy moet nou maar kyk, hoe lyk jou noedels en jou 2-minute noedels, en het dit suurdeeg in, rys het nie suurdeeg in, die pap het nie suurdeeg in nie. Ons val terug op dit, reg? Ons verwyder die brood uit ons huis uit, ons gebruik die brood nie. So Jesus vier Pasga op 'n aand, en in hierdie geval het hy Pasga gevier op die Dinsdag aand. So daai Dinsdag aand vier hy Pasga, reg? Deur die nag arresteer hulle hom. Ek dink ek spraak onder korreksie, ek dink hy het iets soos 5 of 6 verskillende verhore gehad. Nou, ek moet net weer gaan kyk. Maar deur die nag begin hulle hom al verhoor. Hulle stuur hom van Caiaphas na Pilatus, na Annas, heen en weer stuur hulle hom. Want hulle weet toe nog nie eintlik wat moet hulle met hom maak nie. Hulle weet net hy is vir hulle 'n massiewe krisis. Die Sanhedrin het Jesus vermoor. Die kerk establishment van daai tyd het Jesus vermoor. Maak nie 'n fout nie. Dis nie die Romeine nie, is nie Pilatus nie. Dis nie hulle skuld nie. As jy jou skrif baie mooi gaan lees, kom jy agter, die Jode was die probleem. Wie is die Jode? Is hulle Israel? Nee, hulle is nie. Dis nie Israel nie. Die Jode het. Wie is die Jode? Dis die Baster Edomite, wat reeds in daai tyd die topstruktuur, die Sanhedrin beheer het. As jy gaan luister 'n bietjie na enige dokumentêr oor Herodes, toe hy oorgeneem het, Herodes in die tyd van Jesus, toe hy kyk, hy was 'n Edomit, hy was 'n Baster Edomit, hy het, om sy status te verhoog, het hy onder andere 'n vrou gevat, onder die Jode, of onder die Judeërs, mense wonder nou watter een was het, ek dink haar naam was Mariaan, hy het haar later ook doodgemaak, en sodat hy bietjie status kan kry, onder hierdie ander, want hy neem letterlik oor, hy is 'n puppet government gewees vir die Romeine, maar hy wil, daai tyd was die area oproerig, met die gevolg is hy het met geweld regeer, en hy het, die oomblik toe hy inkom, toe het hy die topstruktuur van al die priesterskap vervang met Baster Edomite. Dit is wat hy gedoen het. Sodat hy beheer kan uitoefen oor die kerk establishment, oor die volk, oor hierdie klomp Judeërs, wat opregte Israeliete was, nie Baster Edomite nie. Dis die Baster Edomit wat Jesus vermoor. En dit is geprofeteer in Genesis 3 vers 15. So, die Satan se nageslag het hom vermoor. Staan daar nie, jy sal hom aan die hakskeen byt nie. Dan praat hy van Satan. Nou, hoe dit gebeur? Wel, Satan se saadlyn het hom aan die hakskeen gebyt. Dit is mos wat daar staan. So, nou ja, goed, kom ons kom nou terug. So, daai aand vier hy Pasga. En deur die nag arresteer hulle hom, en die volgende dag al verhoor hulle hom, en hulle martel hom, en hulle kruisig hom. En daai dag waarop hy op die kruis hang, is dan jou Pasga dag.
Want die Godse dag begin op 6 uur die aand. So 6 uur in die aand, as die son sak in die weste, begin Godse dag. Dis hoekom hy tel, hy sê dis aand en dis môre die eerste dag. Hy sê nie dis môre en dis aand en dan is dit die eerste dag nie. Hy sê dis aand en dis môre die eerste dag. Gaan lees Genesis 1. Sabbat vier ons van aand tot aand. So Vrydag aand as die son sak in die weste, dan sluit Deborah al WhatsApp groepe, dan begin ek vir hulle dienste plaas en leringe plaas, want die Sabbat het dan nou aangebreek. En ons kan dit sien in die tyd van Jesus, so die aand was die eerste, so die Pasga word gevier, en die volgende dag was die Pasga dag, die Pasga dag is die 12 ure daglig, toe hy gekruisig, hy was die volledige Pasga lam, die offerlam, en hier teen die aandse kant, toe sê hulle, joh, hierdie liggaam moet van die kruis af, want die Sabbat wil aanbreek. Jy sien, so, hy kon nie oor nag bly nie, dan baal ons die volgende oggend af nie, want dan is dit klaar Sabbat. So die liggaam moet van die kruis afkom, voordat die Sabbat aanbreek, want die Sabbat doen hulle niks. Daai Sabbat is die ongesierde broodfees Sabbat, want die eerste dag van die ongesierde broodfees is 'n Sabbat, en die 7de dag is ook 'n Sabbat. So in 'n kwessie van 'n week, 10 dae, het jy 2 Sabbatte plus 'n weeklikse Sabbat. En dit is wat mense baie de mekaar maak. Dan weet hulle nie mooi wanneer is Jesus gekruisig nie. Reg. En daaroor moet ek eintlik 'n volledige lering bietjie maak vir julle. Maar goed, so, daarom is die liggaam van die kruis af, en hulle sê, die mense het gaan rus, want hulle kon niks verder doen nie. Die Sabbat het aangebreek, daai Sabbat breek dan nou aan op Woensdag aand, en Donderdag is dit Sabbat, plekke is toe, kan niks koop nie. Die volgende dag is dit die Vrydag, toe gaan koop hulle die speserye, en die Saterdagoggend toe hulle by die kruis kom, by die graf kom, toes die klip klaar weggerol. En hierdie is 'n baie moeilike begrip, want as jy jou tye uitwerk, moet hy eintlik opgestaan het op Saterdag aand. Maar daar het 'n besondere ding gebeur, daai Vrydagnag. Daai Vrydagnag was 24 uur lank. En dis 'n verborgenheid, en dit is die hele, dis hoekom Jesus sê, dis 'n verborgenheid. Jy sal dit nie verstaan nie. As jy die skrif reg lees, dan gaan jy vir jouself sê, maar hoe is dit dan nou moontlik? Wel, hy's Woensdag is hy dood, en hoe staan hy dan nou Saterdagoggend op? En die kerk is die mekaar, hulle sê hy's Vrydag, is hy gekruisig, en hy het Sondagoggend opgestaan. Hoe jy 3 nagte en 3 dae daarin kry, weet net hulle. Net hulle weet. Net hulle weet waar dit vandaan kom. Reg. So, met die gevolg is, skus tog, daar kom die pitbull nou in die huis in. Nou ja, so, met die gevolg is, die kerke verstaan nie die 3 dae en 3 nagte nie. Dat ek gaan met haar praat. Hallo. Dankie. Goed. So kom ons kom gou terug. Hoe weet ons hy is op die Saterdagoggend het hy opgestaan? Hoe weet ons? Wel, ons weet dit want ons lees, daar staan jou Bybel, en op die eerste dag van die week het die vroue by die graf gekom. Dan sê hulle, sien jy, dit is op Sondagoggend. Dis nie wat daar staan nie. In die oorspronklike teks, gaan kyk daar, gaan vat 'n Strongs, gaan laai vir jou die King James Strongs af as 'n app. Ekskuus tog, is gratis vir nie daar Play Store. Gaan laai hom af. Dit staan onder andere in my interlineêre vertaling ook. Reg, op die eerste van die Sabbatte. Die woord week wat hulle daar gaan insit het, daai woord is Sabbaton. Oral in die Nuwe Testament vertaal hulle Sabbaton met Sabbat, behalwe by die kruisiging. Daar gaan vertaal hulle Sabbat met week. En nou is die volk te mekaar. Jy sien. Nou dink hulle die mense kom die Sondagoggend aan. Die vroue kom die Sondagoggend aan by die graf. Nee, hulle het nie. Hulle het op die Saterdag aangekom. En ek kan dit vir jou bewys uit die skrif. Ek het eendag daarmee gaan sit, ek het die hele audio daar gemaak vir my groepe. Goed, so, nou kom ons gaan kyk in Johannes, want ons wil nou weet in Johannes, want Johannes is die een wat vir ons die breedvoerigste verduidelik van die Pasga. So ons het nou die kinders hier by mekaar, ons eet 'n vleisie, ons het gesels oor die kruisiging, ons het die familie by mekaar gekry,
gewoonlik die tyd net voor die tyd, dan begin ons al met die kinders praat, en ons lees vir hulle, en dit is 'n groot storie by ons, né? En ons wil dan nou met die kinders al hierdie dinge hanteer, dat as teen die tyd dat ons gaan sit met die Pasga, dan is baie van hierdie leringe klaar met die kinders gedoen, reg. So, Johannes is die een wat baie mooi vir jou dinge verduidelik. Kom ons kyk, kom ons kyk waar hy dit sê. Ek dink is hier by Johannes 18. Kom ons gaan 'n bietjie terug hierso. Nou ja, Jesus sê vir sy disippels, maak klaar, dat ons gaan die Pasga eet. En hulle gaan maak klaar vir hom, reg? Volgende dag is hy gekruisig, maar ons moet nou 'n bietjie kyk na hierdie Pasga. Hoe het Jesus die Pasga gevier en waar kom die brood en die wyn in? Kom ons kyk. Gaan hierso. Maar net kyk waar praat hy daarvan. Gee my net so 'n oombliekie kans. Gee my net kans, ek gaan nou kry. Right. Kom ons kyk wat hy doen. En gedurende die maaltyd, die duiwel het dit in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai, het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan en sy boklere uitgetrek en 'n doek geneem en dit om hom vasgemaak. Daarna het hy die water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy om hom gehad het. So hierdie voete was is 'n baie belangrike kenmerk. Ons doen dit na die maaltyd. So, ons doen al die maaltyd en as ons klaar is, dan ruim ons alles toe, gooi toe met 'n doek, né? En dan gaan ons sitkamer toe, ons maak die skottels vol warm water, waslappie seep, en dis groot by ons huis, ons was mekaar se voete. En gewoonlik in daai tyd vat ek olie en sout en ek salf sommer die kinders vir beskerming. Ek salf ook die huis, né? Al die kusyne, al die deure salf ek met 'n bietjie olie en 'n bietjie sout in my hand. Reg. So kom ons kyk of ons kan sien wat hy hierso sê oor die Pasga, dat ons net mooi kan verstaan. Waar hy dit mooi verduidelik, ek wil nou net kyk of hy dit hierso noem. So, ek dink Johannes is die enigste een wat praat van die voete was. Ek nou net kyk. Ons kyk net gou hierso. Maar ek dink Matteus verduidelik dan nou vir ons, Matteus 26 verduidelik vir ons Pasga. Hy sê hierso by Matteus 26, so nadat hulle klaar geëet het, né? En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker nadat hy gedank het en gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Nie vir almal nie, vir baie. Hoekom? Hoekom net baie? Hoekom nie almal nie? Dit is vir almal binne die nuwe verbond. Nuwe verbond is weer net eens met Israel en Juda. Gaan lees dit staan in jou Bybel. Reg. So, nou in die Katolieke kerk kry ons, ek het nou vergeet wat hulle dit noem, transsubstansiasie. Ek hoop ek sê die woord, transsubstansiasie. Dit is waar hulle hulle het 'n vreeslike snaar, hulle noem dit mass, wat hulle dan nou hou. So, die Katolieke priester kom daar, en dan bid hy oor die wyn en die brood, en dan volgens hulle verander dit na Jesus se werklike vlees, en na die werklike bloed. Nou dit is niks te doen met die Bybel nie. Reg. Ons glo nie in transsubstansiasie nie. Ons glo nie in dit nie. Reg. Die beskrif werk op simboliek. Wat is die Pasga? Dit is 'n simboliek van die uittog uit Egipte uit. Dit is ook 'n latere simboliek van die offerlam. So, en dan kry ons die ongesuurde broodfees. Dit is alles simboliek. Dit is rituele wat werk op simboliek,
wat dan 'n werklikheid vir ons voorstel. 'n Gelykenis is ook so. 'n Gelykenis is simboliese taal van wat in die werklikheid aangaan. Reg. So, toe hy met hulle hierdie brood en wyn gedoen het, toe het hulle mooi verstaan, ons het te doen met simboliek. Dit het niks te doen met dit word werklik bloed en dit word nou werklik vlees nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Reg. Die Katolieke Kerk dwaal grootliks, maar ek vermoed ons gaan baie binnekort sien dat hierdie tipe idee in die protestante kerke ingevoer gaan word of klaar reeds ingevoer is. Reg. So, wat belangrik is, die Pasga is 'n maaltyd saam met die familie. Is 'n familiemaaltyd. Dis 'n ding wat ons die kinders by inbring. Die kinders sit saam om die tafel. Hulle kry almal 'n glasie wyn, 'n stukkie loes wyn en 'n ou ongesuurde broodjie. Hulle eet saam die vleisie en hulle die hele idee saam. En dan gaan ons daar na die sitkamer toe en was ons mekaar se voete. Pasga is 'n gesinsfees. Het met die kerk niks uit te waai nie. Hulle het dit uit die kerk uitgevat en nou doen die predikant dit. En nou dink die volk dit is hoe dit hoort. Nee, en dan kinders mag nie deel wees nie, want hy is nou nie aangeneem, hy het nie belydenis van geloof en hy is nie aangeneem deur die kerk nie. So hy mag nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die skrif sê in die Ou Testament die Pasga het almal, klein en groot, het almal daar gesit, Pasga geëet. Almal in voete gewas. Kom nou saam met Jesus. Hoekom was ons voete? Hy sê as jy gedoop is dit nie nodig om die voete eenmal 'n jaar te was. Dit was 'n bietjie die stof. Dis 'n wassing wat weer plaasvind. Weereens is dit 'n simboliese aksie. Reg. En dit gaan daaroor die wat gedoop is, hulle was net die voete eenmal 'n jaar. Kom maar gedoop in Jesus naam, is 'n baie belangrike ding. Kom gedoop in die naam van Jesus Christus en Yeshua Messias se naam. Reg. Die brood en wyn. Kom ons praat net gou oor die brood en wyn en dan is ek klaar. Baie mense dink Jesus het 'n nuwe ding gebring op aarde. Jesus kom en verander hy nou die wette van die Ou Testament. Hy het nou die wet weggevat en redding is nou vir almal en ja, die Saterdag Sabbat het nou verander na die Sondag. So, dit is nie waar nie. Jesus het niks verander aan die wettestelsel nie. Die wette, die profete, die offerandes is alles steeds in plek. Die wet is in plek, die priesterskap is steeds in plek, want hy is nou priester in die hemel. Hy is steeds priester, maar hy is priester in die hemel. En die offer is 'n ewige offer, want hy leef vir ewig. So is nie nodig om elke keer die offer te bring nie. Gaan lees mooi Hebreërs. En om daardie rede is daar nog steeds 'n offer, daar is nog steeds 'n wet, en daar is nog steeds 'n priester. Niks is weggevat van die Ou Testament nie. Al verandering wat daar gebeur het, is die Melchisedek orde, die priesterskap teruggevat in die hemel in. In die tyd van Abraham was daar ook 'n priesterorde, naamlik die Melchisedek orde. Reg. Dit kom daar van Noag se tyd af, kom van voor die vloed af, kom die Melchisedek orde. Reg. En ons lees daarvan in die Ou Testament. En kom ons kyk of ek nie net gou net hierdie stukkie vir julle kan lees nie, want dit is nogal 'n baie belangrike ding. Kom ons lees. In Genesis 14 lees ons dat Abraham 'n aantal vyande, 'n aantal konings verslaan het. En van hulle goed gebuit het. Nou ja, en dan in daai tydperk ontmoet Abraham vir Melchisedek. Nou staan daar, Genesis 14 vers 18, en Melchisedek die koning van Salem, Salem is vrede, wat 'n priester van God die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring. Is dit 'n nagmaal? Dis 'n nagmaal, reg. En hom geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, en geseënd is God, die Allerhoogste, wat u vyande in u hand gegee het, toe gee hy hom 'n tiende van alles. Abraham het vir Melchisedek 'n tiende van alles gegee. Alles daai buit wat hy gemaak het, het hy 'n tiende van alles vir hom gegee, en die res het hy gegee. En die koning van Sodom sê vir Abraham, gee my die mense, maar neem die goed vir jouself.
toe sê Abraham, toe antwoord Abraham die koning van Sodom, ek hef my hand op tot Yahweh Elohim, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie, sodat u nie kan sê, ek het Abraham ryk gemaak nie. So, hy het toe al die res het hy toe gegee aan hierdie koning van Sodom. Reg. Maar die 10de van dit wat hy gebuit het hy toe gegee aan Melchisedek. So hierdie Melchisedek orde was in die tyd van Abraham daar. Reg. En op die berg Sinai vat God vir Moses 40 dae in die hemel in. En wat doen hy met hom daar? Hy wys vir hom hoe werk die hemelse Melchisedek orde. En dit wat ek nou sê, gaan jy gaan lees in Hebreërs, dit staan daar. Reg. En hy sê vir hom, gaan doen soos wat ek jou hierdie voorbeeld gewys het, gaan doen net so op die aarde. En so het hy die tabernakel opgerig, met die tente, in die heiligste, en die allerheiligste, en die voorhowe, en hy die Levi-orde geheilig as die priesterskap, en hulle dan die priesters werk gedoen vir die volk, en die offerhandes vir die volk gedoen. Reg, so daai hele Melchisedek orde het hulle kom neersit op die aarde. En met Jesus het hy die Melchisedek orde teruggevat. Hoekom vat hy dit terug? Hoekom hou ons hom nie maar by die Levi orde nie? Want Israel is verstrooi. So, waar is hulle priesterorde? Hulle het vergeet wie hulle is. Hulle het vergeet wie hulle is. Hulle het vergeet dat Yahweh hulle God is. Hulle het heidene geword. Hulle het goud en klip aanbid, sê hy. Reg. So, hulle het nie meer 'n priester nie, hulle het ook nie meer 'n offer nie. So, om hulle te red moet jy weer 'n priester en 'n offer hê. Reg. En so kom Jesus en hy kom bring dan vir ons die Melchisedek orde terug in plek. En al dit wat ek nou lees, kan jy gaan lees in Hebreërs. Word baie duidelik daar uiteengesit. En dit is nie deur Paulus geskryf nie. Baie mense dink Paulus het Hebreërs geskryf nie, hy het nie. Dit staan ook daar. Goed. Nou, hierdie Melchisedek, wie is hierdie Melchisedek? Wie is hierdie Melchisedek wat brood en wyn aan Abraham bedien? Nou ja, as jy met mense praat, dan sê hulle, nee, dit moet nou of Sem gewees het, of so. Nee, dis Jesus Christus self. Waar kom ons aan hierdie stories, dat ons nie mooi verstaan wat staan in die Bybel nie? Hierdie Melchisedek is dieselfde Melchisedek, wat die Melchisedek orde bestuur. Naamlik Jesus Christus. Hierdie persoon wat hier met Abraham praat, is Jesus Christus self. Is Yeshua die Messias. Daardie tyd funksioneer hy as die Melchisedek. Priester. En ons lees dit. Jesus sê dit vir hulle in Johannes 8. Sê hy sê voor Abraham was, is ek. Gaan lees Johannes 8. Toe is die Jode baie kwaad vir hom. Toe sê hulle, hoe kan u sê dat u in die tyd van Abraham geleef het? U is nog net so en soveel. Ek dink hulle sê, u is nog nie eens 50 jaar oud nie. Abraham het eeue terug geleef, duisende jare terug. Nou wil u vir ons nou kom vertel. U het nou in die tyd van Abraham geleef. Gaan lees Johannes 8. Reg. Maar ons kry dit baie mooi in Hebreërs. Hebreërs sê hy dit pragtig. Hy sê, ek dink is Hebreërs 7, kom ons kyk of ek dit net kry. Want hierdie Melchisedek was koning van Salem, koning van vrede, priester van God, die Allerhoogste wat Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het en hom geseën het, aan wie Abraham ook 'n 10de deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van geregtigheid en dan ook koning van Salem. Dit is koning van vrede, hy is die vredevors, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God bly hy priester altyd deur. Dit is Melchisedek. Hy is die seun. Die seun is die fisiese, die deel van God wat ons kan sien. Niks te doen met 'n goddelike familie nie. Reg. So daar sê hy vir jou wie is Melchisedek. Melchisedek het nie 'n pa en 'n ma nie. Hy is 'n ewig lewende. Hy is 'n alfa en 'n omega. Dis wat daar staan. Reg. En daardie Melchisedek kom besoek vir Abraham met brood en wyn. So het Jesus 'n nuwe ding gebring? Nee. Hy het iets wat in die ou dae was, net weer ingestel. So, dit is hoe ons pas gaan vier.
En soos ek sê, die dag na die Pasga, dit wil sê, so die 12de en die 13de, die aand van die 12de en die 13de April is dit Pasga, en so die 13de is die dagtydperk, as die son sak op die 13de April, dan breek die Sabbat aan, die ongesuurde broodfees, en dan vier ons hom vir 7 dae, en op die 7de dag is weer 'n Sabbat, reg, waarop jy geen werk moet doen nie. En as mense, wat hierdie tyd van die jaar, kry hulle die datums, dan gaan vat hy verlof by die werk. Soos ander mense verlof insit vir wat ook al dinge, gaan sit baie van ons wat hierdie glo, gaan sit verlof in by ons werk, sodat ons hierdie feeste na behore kan vier, en volgens die wet. Die wat gehoorsaam is in die wet, kry baie seëninge. Die rede hoekom ons die Pasga vier is, omdat dit beskerming gee. So nadat ons Pasga gevier het, dan salf ek die huis. En gewoonlik het ek nodig om hom net eenmal 'n jaar te salf. Dit wil sê, as ons niks vreemds inbring nie, snaakse afgodsbeeltjies en twak inbring nie, dan bly die huis gesalf. Jou huis kan maar so, jy kan alles hê in jou lewe. Jy kan die wering hê aan vuurwapens en pepperspray en alarms by die vensters en by die deure en veiligheidsdeure. Ek wil vir jou sê, jy kan al daai goed hê. As jou geestelike huis se deure oop staan, beteken dit niks. Dan het hulle toegang tot die huis. Reg. Daarom moet ons maar die Pasga vier, want sodat ons beskerming het in hierdie tyd, sodat ons huisgesinne beskerming het in hierdie tyd. En was maar die voete. Dis goed. Ons doen wat Jesus gedoen het. Ons doen die wassing. Hy is die voorbeeld. Die kerk is nie die voorbeeld nie. Die katholieke kerk en die paus is nie die voorbeeld nie. Die Bybel, Yeshua, die Messias, is die voorbeeld. So kom ons hou maar by wat hy gedoen het. Dan weet ons is op die regte plek. Ja, ek hoop jy het lekker geluister. Baie dankie vir almal wat geluister het. Ek sal die oopsluit dat ons net gou kommentare kry. Ons kyk. Comment settings. Right. Goed, reg. Reg, ouens, goed. Enige vrae? Enige vrae? Enige vrae? Dis 'n plesier. Reg, enige vrae, ouens? Enige vrae? Hy het aan 'n paal gaan. Ons Bybel praat van 'n kruis, maar die skrif praat van 'n paal. Monica, ek is bly, julle moet herhaal die datums weer. Pasga is die aand van die 12de en die 13de April. Ja, die doop, asseblief. Hoekom is dit belangrik? Die doop is 'n wassing. So ja, dit is 'n wassing wat die liggaam ondergaan, saam met belydenis van sondes. Ek weet nie van Sichem nie. Ek is nie seker nie. Ek kan nie daar noodwendig sê nie. Ek kan nie vir jou sê dat hy nie was nie. En is interessant, Jakob was baie kwaad vir hulle oor wat hulle gedoen het. Pasga begin op die aand van die 12de en die 13de April. Dit is wanneer Pasga begin. Kom ons kyk. So ek wil net gou kyk wat ek hierso ja, nee, wat, daar is nie vir my 'n besondere wyn nie. Ons vat maar 'n droë wyn, of wat ons maar kan kry. Die olie en die soutsalwing, sit 'n bietjie olie en 'n bietjie sout in jou hand. Klein bietjie. Nie baie te wees nie. Alle rome het 'n oliebasis. As jy nie coconut het, of olyfolie, of baie olie, of enigiets van dit nie, dan gebruik jy sommer enige room. Alle rome het 'n oliebasis. As jy die huis salf, bid jy. Ja, ek bid. Ek gaan staan daar by my deurkusyn. Ek vat hom vas. Ek sê in die naam van Jesus Christus, salf ek hierdie huis. Ek dryf die demone uit die huis uit. Ek pleit die bloed van Jesus Christus oor die huis en ek seël hierdie opening in die naam van Jesus Christus. Ja, Angelique, ja, as julle gaan dit geniet. Dit is altyd lekker om dit te vier. Ek wil nou kyk hierso. Ek het hier net datums. Goed, kom ons kyk.
Reg. Ja, hierdie is sif. Kom ons kyk. So, die 12de en die 13de April, daai aand is dit Pasga. 13 April is die Pasga dag. 14 April is Sabbat. 15, 16, 17 en 18 April en 19 April is alles deel van ongesuurde broodfees. En dan natuurlik die 20ste April is dit dan weer 'n Sabbat. Ja, daar sy. Sabbat, baie belangrik. Volk, Sabbate, Pasga, vier hom. Ek kan vir julle, luister mooi, ek gaan vir julle leer uit my eie ervaring uit. Hierdie tyd van die jaar, en dit het vir 'n paar jaar aanhoudend gebeur. Ek dink ons Vader wou my leer, hy wou my herinner, want dis mense is besig met die werk. Pleit die bloed van Jesus. Moet ons nie die bloed van Jesus pleit nie, Melinda? Elke jaar, die tyd van die jaar, dan sê Vader vir my, jou deure van die huis staan oop, né? Ek droom dat my deure oop staan. Dan weet ek, dit is tyd. Dit is tyd. Kom ons kyk. Goed, kom ons kyk wat sê die skrif. Ja, as jy onder die bloed is jy mos onder die redding, is jy nie? Ons kyk. En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit, en hy sê vir hulle, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle klere gewas, en hulle klere wit gemaak, in die bloed van die lam. Ons kyk of ons nog kan kyk. Ons kyk of ons iets kan kry, in die ander stele. Goed. Ja, die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde. Maar deur die kosbare bloed. Dit is interessant, die apostels praat almal van die bloed. Paulus praat van die kruis. Bini, jy moet net uitvind, baie keer is dit iets wat op die, daar's miskien 'n hexagon of daai 6-puntige ster iewers opgeverf en toe het hulle toegeverf met wit verf of wat ook al. Nou weet jy nie daar's geverf nie, maar dit sit steeds daar. Ons kyk. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, Hebreërs 9 vers 22, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Reg. Hebreërs 9 vers 21, en hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die diens net so met bloed besprinkel. So hierdie idee dat bloed belangrik is, en dat ons die bloed pleit, ek gaan weer die datums gee, is baie belangrik. Dis iets wat hulle in die Ou Testament gedoen het. So, pleit maar die bloed van Jesus oor die huis. Daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig buitekant die poorte gelei. Melinda, my Bybel sê gou vir my, ek het 'n vraag vir jou, Melinda. As hulle in die ou dae alles gereinig het met bloed, hoekom kan ek nie die bloed oor die huis pleit nie? Sê bietjie vir my. Nee, wat? Vergewe hom as jy sy voete was. Vergewe hom. Veral so in 'n huisgesin is vergifnis baie belangrik. Melinda moet vir my waarsku, vir my verduidelik. As in die ou dae alles met bloed gereinig is, hoekom kan